Soos ons gesê het, ons is in Romeine en ons temas, ons kyk spesifiek na die temas van die evangelie in Romeine. Dis ons fokus wat ons doen. Ons werk sistematies deur dit, maar ons het hierdie fokus spesifiek op die temas van die evangelie, die krag van God se redding. En deur God se krag tot redding, wat ons in Jesus vind, is ons stryd met ons ou natuur, daai doodsheid wat ons ervaar, en met sonde. Nou is dit nou vir ons 'n vrye proses, soos so in hoofstuk 5 was. Dan sien ons, dis nou vir ons 'n vrye proses, dis nie meer vir ons 'n wetlike of 'n gedwonge proses nie. Ons wil dit doen, want ons lewe in Christus. So as ons hier by Romeine 5 vers 12 en vorentoe gekom het laas keer, dan het ons hierdie vergelyking van die karakter van Adam, die eerste mens, en sy voorbeeld van oortredinge, en die karakter van die genade wat ons vind in Jesus Christus, die tweede mens. As ons daai twee eienskappe van hierdie karakter met mekaar oorweeg, dan is die oorvloed van God se genade kenmerklik. Dit gaan oor God se oorvloed van sy genade. God beperk die oortreding en laat die vloed van genade oorvloedig op ons vry. God gaan selfs so ver dat hy die wet gee, soos ons laas keer geleer het, dat ons die onderskeid tussen hierdie twee karakters kan sien, soveel beter kan oplet daarna, en met soveel meer dankbaarheid kan aanvaar. En nou sien ons, as Paulus dit vir ons verduidelik het, dan kan hierdie gesprek in twee rigtings inslaan. Wat weer eens ons ou mense hart ontbloot, want ons begin vra, en Paulus moet hulle vir ons antwoord. En as jy luister na die vraag, dan kom jy agter, maar hoekom kom dit nog by ons op? Die eerste vraag wat Paulus nou vir ons moet mee help, is, moet ons dan nou aanhou sondig vir meer genade? Dis die eerste vraag. Nou, eerste is, al die klokkies moet nou lui. En dan die tweede vraag wat hy ons mee moet help, is, kan ek nou sondig net soos ek wil, as gevolg van genade? Dis die twee klokkies wat nou baie belangrik vir ons raak. Ons gaan na die eerste vraag kyk vandag. Paulus se antwoord op die eerste vraag. Hier moet ons dan aanhou sondig om meer genade by God te kry. Dit kry ons in hoofstuk 6 vers 1 tot 14. Kom ons blaai nou hoofstuk 6, Romeine 6 vers 1 tot 14 toe. Ek kan dit ook hier van die bord af lees. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin wil bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het, in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saam groei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie afgesterf het, is immers vrygemaak van sonde. As ons saam met Christus afgesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie.
Maar die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Alles, daar is nou die nuwe hoof is alles tot beskikking van God. Laat die sonde dan, vers 12, laat die sonde dan nie langer oor julle sterftelike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee. As mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou hoor ons weer daai woord van wet en genade. So, Paulus se antwoord vir ons op hierdie vraag, moet ons aanhou sondig vir meer genade, is tweeledig. Hy antwoord dit vir ons op twee maniere. Die eerste manier waarop hy dit vir ons antwoord is met 'n vraag van, hoe kan jy prakties in twee wêrelde leef? En die tweede deel daarvan, wat daar uitvloei is, wat gaan jy toelaat om jou te domineer? C.S. Lewis se Narnia stories is vir ons almal baie bekend. Maar het jy geweet, hy het ook 'n baie minder bekende reeks van 3 boeke geskryf, wat 'n wetenskap-fiksie reeks was, oor die verhaal van die stryd tussen geloof, Christelike geloof, en die wêreldsheid as 'n morele maatstaf. En hy het dit so oor 3 planete versprei. Dan was Venus, was Mars, dan sit Venus, dan sit op die aarde. So hulle speel dit oor hierdie 3 planete uit. En elke keer moet sy karakter hierdie ontsnap hê uit die aarde uit na hierdie planeet toe, en dan word hierdie proses daar uitgespeel, en hy moet ontsnap uit die kloue van hierdie wêreldsheid. En dit laat dit nogal baie klink soos wat ons vanoggend hoor. En dis daarom wat Paulus se antwoord op ons vraag, moet ons dan aanhou sondig vir meer genade, 'n uitroepteken het. Hoe kan jy prakties in twee wêrelde leef? Jy kan dit op een wêreld leef. En dan gebruik hy 3 voorbeelde vir ons vanoggend. Die eerste voorbeeld is van die doop. En dan gebruik hy die voorbeeld van die kruis. En dan gebruik hy vir ons die voorbeeld van die opstanding van Christus. Soos ons dit alles in Jesus vind. En hierdie 3 elemente, die doop, die kruis en die opstanding, is vir Paulus in hierdie stuk nie net simbole nie. Dit trek ons in om die waarheid daarvan, waarvoor dit staan, te ervaar in Christus. Christus is daardeur, ons ervaar dit in Christus. En die beginsel is, as jy die sonde afsterf, soos wat ons gesien het, hoe kan dit enige lewe vir jou nou nog inhou? En dis wat hy vir ons in vers 2 sê, sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? En dan bring hy die doop in. Die eerste voorbeeld wat hy vir ons gebruik. Die doop trek ons in
om Jesus se dood vir ons sonde te ervaar. Vers 3 en vers 4 se eerste helfte. Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Die doop is dus saam met hom, deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe. Jy is in Jesus. En jy is in sy dood ingedoop. Dis wat dit beteken as ons die persoon vat en ons doop die persoon onder die water. Dis die graf. En dit beteken, ons volg dieselfde patroon as Jesus op 'n geweldige praktiese manier. Hy gaan sonder sonde, maar onder my sonde, en hy word daarvoor gestraf en hy gaan dood. Ek is die onderwerp van sy straf, wat lei tot sy dood as gevolg van sonde. Dis waar dit begin. Maar Jesus staan op. Hy is onskuldig. En daarom het hy die reg om op te staan. En ek word onskuldig. Ek word onskuldig verklaar op grond van sy onskuld. Luister na die tweede helfte van vers 4 en vers 5. Net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saam groei in 'n opstanding soos syne. En ek gaan weer eens deur daardie selfde proses in praktyk as ek gered word. Soos wat Christus sterf ek vir sonde. En soos wat Christus opstaan, soos wat die Vader hom opwek, word ek tot 'n nuwe lewe sonder sonde opgewek. Die doop wat in en uit die water volg, deur die doop van in en uit die water volg my toestand, dieselfde patroon van sterf onder sonde, en dan opstaan sonder skuld. Want Christus het my skuld op hom geneem. En daarom is die doop 'n teken van 'n persoon wat gered is. En die verwydering wat tussen hierdie twee wêrelde, hierdie wêreld van sonde en hierdie wêreld van onskuld plaasvind, is finaal. En dis onoorbrugbaar. Jy kan nie tussen hierdie twee wêrelde rondreis soos jy wil nie. En dit word vir ons radikaal in die kruis uitgebeeld. Dis 'n tweede beeld wat Paulus vir ons wys. Die kruis. Vers 6 en vers 7. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Soos Jesus soos 'n krimineel gekruisig word jy as krimineel voor God gekruisig.
in Christus se voorbeeld in jou ou mens. Die rebel. Daar's geen onderhandeling tussen die ou mens en die nuwe mens in Christus nie. Die rebel se bestaan word gestop. Hy word gekruisig. En daar is nie 'n omkeer aan daardie proses nie. Hy is dood. En jy is nou nie meer 'n slaaf van daardie wêreld van rebellie nie, daai ou wêreld van rebellie nie. Want daardie mens is nou gekruisig en is dood. Maar jy word nie daar gelos nie. En dis Paulus se derde beeld. Jy staan op in Jesus se eie ware lewe, soos wat die Vader hom opwek. Kom ons gaan na vers 8 tot 11 toe. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Maar die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend is vir God. Ons is juis, ons hoop is juis in Christus se opstanding. En dis wat ons in ons lewens ervaar. Want ons leef in sy lewe. Sy gees woon in ons, soos wat ons vandag vier. Ons lewe in Jesus, waar daar geen sondeskuld teenwoordig is nie. En dit moet ons aandag trek. Want soos Jesus dan nie weer kan sterf as gevolg van sonde nie, kan jy ook nie weer die effek van sonde ervaar en in jou gees sterf nie. As jy tot bekering gekom het nie. En daarom maak vers 11 nou vir ons sin. Jy leef in 'n nuwe wêreld, waar daar net plek is om saam met God te leef. Want jy leef in Jesus. Jy kan nie in 'n ander wêreld gaan leef nie. Sukkel jy met sonde? Ja. Maar jy kan nie daar leef nie. Daar's geen brug terug na daai ou wêreld toe en sy toestand van verslawing nie. Jy kan net vry leef van daardie toestande van sonde. En jy het 'n stryd teen sonde nou, wat vry is van hierdie verslawing. Jy's in Christus. So dit bring ons by ons die tweede vraag wat ons vir onsself gevra het vanoggend. Die vraag wat ons dus eintlik moet antwoord is, wat gaan jy toelaat om jou te domineer? Jy is nie meer in daai wêreld, in daai ou wêreld van sonde, slawerny nie. Wat gaan jy toelaat om jou te domineer? Vers 12 tot 14. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers nie, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God, en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ons het gesê, die dood is nie meer in beheer oor jou nie.
Want jy is in Christus, jy leef in Christus, Christus kan nie weer sterf nie. So is jy ook veilig, jy kan nie weer sterf nie. Maar tog, moet ons die effek van daai vorige bestaan op ons verstaan en aanvaar. Dit is nog steeds 'n effek wat op ons uitleef. Hierdie liggaam is sukkel nog steeds daarmee. Hierdie liggaam gaan verval en gaan afsterf. En sonde bly 'n patroon in jou grein wat jy moet oorkom. Maar jy is nou vry in Christus om dit te oorkom. Dit beteken nie meer die dood het beheer nie. So gaan jy aan sy trekkrag, wat nog in jou begeertes skuil, toegee. Is Paulus se vraag vir jou vanoggend. Jy is vry van hierdie toestand. Maar gaan jy steeds gehoorsaam aan daai ou wêreld bly? Aan daai doodsheid bly? Paulus gebruik in vers 11 wat ons voorheen gelees het, se dood vir sonde, om jou te stop van hierdie vorm van slaafse gehoorsaamheid. Want jy is nie meer in die dood nie, jy is in Christus lewend. Word wakker vir die feit dat jy in Christus lewe. En beveg hierdie ou mens met alles wat jy het. Wat het ek? Mag jy dalk vra. Vers 13 gee die antwoord. Jou liggaam is 'n gewapende instrument. Hoe gaan jy dit gebruik? Wat bedoel ons? Jy kan jou liggaam as 'n wapen van ongeregtigheid gebruik, soos Paulus dit voorstel daar. Soos voorheen. Soos in jou ou lewe. En jy doen dit as jy gehoor gee aan die slaafse drang van sonde. En nou begin iets gebeur. Jy mag dalk selfs voel, dit word teen jou gebruik. Dis hoe jou lewe lyk. Dis hoe dit om jou aangaan. Alles is de mekaar en jy mag dalk selfs voel dat hierdie wapen word teen jou gebruik. Maar uiteindelik is dit jou eie patrone se resultate wat jy ervaar. Die sondepatrone waaraan jy toegegee het, wat dit self uitspeel. Daardie ou patrone gaan jou domineer. En die resultate sal dieselfde wees as jy bloot daarmee saamgaan in jou begeertes, in jou gedagtes, in jou emosies en in wat jy doen. Dis net hoe dit is. Is dit die tendens wat jy nog in jou lewe toelaat? Jy leef in 'n nuwe wêreld. Maar jou gedrag weerspreek dit. Hoe is dit moontlik? Maar aan die ander kant van vers 13 sê hy, nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God.
Jy kan jou liggaam andersins as 'n wapen van God se reg en sy goedheid gebruik as jy net gehoor gee aan die lewe wat Jesus in jou het. En dit bring ander patrone as wat jy aan gewoond is onder jou aandag. Want dit is reeds lewend in jou. Hierdie patrone kom van Christus af. Dis die Heilige Gees. En jy moet dit net ontdek. Jy moet dit begin vertrou. Jy moet dit toepas. Jy moet luister na die Gees, jy moet luister na die woord en jy moet dit begin gebruik. Sodat jou begeertes gekonfronteer kan word met die waarheid. En uitgewys kan word as nutteloos, daai ou patrone. En daai nuwe patroon van waarde in jou begeertes kan begin vestig, want jy besef dit het meer waarde. Vers 14 stel 'n geweldige belangrike eis wat op ons geplaas word. Sonde mag nie meer oor ons heers nie. Nie nou nie, nooit weer nie. Gaan ons daarmee stoei? Ja, maar dit mag nie oor ons heers nie. En die rede hiervoor is as ons leef onder God se genade, nie onder die wet nie. Die wet was bloot daar om vir jou te wys waar jy vandaan kom. En dit is vervang met jou lewe in Christus Jesus. Dit geld nie meer op dieselfde manier vir jou nie. En dit beteken jy gaan nooit weer sondig nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar dit beteken wel dat die sonde kan nie meer oor jou heers nie. Dit moet nie outomaties wees nie. Want jy is in stryd daarmee. Met al die goedheid van Christus wat in jou is jy in stryd daarmee. En kom jy dit agter, let jy dit op. Jy moet hierdie patrone aanspreek en oorwin in Christus. En hier is jou huiswerk vir vanmiddag. Vat 'n bietjie tyd en dink oor hierdie patrone as die lewe jou so druk. En bid daaroor. En trek dit uit soos Paulus vir ons in Efesiërs gesê het. Trek Christus aan. Want dis waar jy leef. Jou wortels is in die nuwe koninkryk van God. As ons weer dink aan Lose se 3 verhale. Op watse wêreld bevind jy jou begeertes? En jou emosies, en jou drange, en jou gedrag. Waar is jou kop? Op watse planeet leef jy, as die wêreld jou aan die krag beet kry, en jou bietjie skud, en jou voete onder jou uitvat? Vind jy jouself in Jesus se wêreld? Let op daarna. As jy jouself nie daar vind nie, gaan soek hom. Hy sê hy is altyd te vind. In Jesus
is jou sonde betaal. En jy is vry. Ervaar dit so. Maak dit jou ervaring. Verstaan die gewig en die kosbaarheid daarvan. Maak dit joune. Heg waarde aan die nuwe ware lewe wat aan jou gegeen is. Kom ons bid saam. Vader, ons besef terdee vanoggend dat ons maar nog sukkel. Ons prys U vir die ware lewe wat ons in Christus vind, Here, en die gewigtigheid daarvan, die realiteit daarvan, Here. Ons prys U daarvoor. Ons is dankbaar daarvoor, Here. En tog vind ons onsself nog steeds dat ons wil die ou wêreld inbring. Vergewe ons daarvoor, Here. Help ons deur U Gees om aandag te skenk aan die nuwe lewe en nie die ou wêreld uit te druk. Dat ons onsself sal bewapen met Christus en nie die ou wêreld beveg met alles wat in ons is. Sodat ons vrede en ons vryheid in U vind en U verheerlik sal word daardeur. Vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat in U opgestaan het, en deur sy Gees in ons woon. Wat 'n voorreg is dit nie. Amen. Amen.